Goeiemôre. Is so lekker om saam met jou te wees. As ons nog in Boetetee. Ek is Gerard en dis my voorreg om saam met jou te kuier. Net voordat ons bietjie gesels uit die Bybel uit, wil ek net sê daar's van ons wat nou al die hele naweek hier is. En dit was regtig 'n voorreg om dit met van julle te kon deel, baie spesiaal, en maak 'n nota as daar weer 'n groot storie naweek is, kom neem deel. Dis regtig 'n ondervinding. Ek kry die mense jammer want dit is 'n lang naweek. Maar ek glo dit het ook regtig vir julle iets beteken. Ons maak vandag klaar met 'n reeks wat ons noem inwording. En hier is nou van julle wat nou vir die eerste keer die afgelope 3 weke hier is, en hier's van julle wat nou al die hele naweek hier is. So nou moet ek nou my berings agter mekaar kry. Hoe gaan ons die ding nou doen? So kom ons gesels gou 'n bietjie net om weer te recap. Wat is inwording? Dis 'n Afrikaanse woord, dis nie 'n tikfout nie. Daar is so 'n Afrikaanse woord. Een woord, inwording. Dit sê daar's 'n proses. 'n Proses wat iets of iemand word dit wat hulle bedoel was. So, daar was baie planne. Daar was baie budgetgesprekke. Daar was baie beklei. En toe begin ons die inwording van die mol sien. En hierdie naweek sien ons die inwyding. So dis inwording. Is 'n proses waar iets of iemand word dit wat hulle bedoel was om te wees. Ons wat in Jesus glo, as Paulus oor ons skryf en eintlik maar vir ons skryf, dan noem hy ons God se eklesia. 1 Korintiërs 1 vers 2. Ons kuier hierdie jaar baie uit Korintiërs uit, maar dit is in al sy briewe so. Hy noem ons die gemeente, maar die woordjie is die woordjie wat Jesus ook gebruik. Is nogal nie 'n woordjie wat jou vat na 'n gebou toe nie. Dis 'n woordjie wat beteken, en in die Romeinse ryk is dit baie gebruik, is 'n woordjie wat beteken dat daar 'n koninkryk is. Die Romeinse ryk was mos nou die koninkryk van die koninkryke, né? Was 'n klomp lande, baie konings, een koning van die konings, die keiser. Dit was die Romeinse ryk. So in daai wêreld het hulle die woordjie eklesia gebruik. Eklesia was mense in 'n stad of 'n dorp wat strategies gekies is as 'n kolonie. Wat is 'n kolonie? Sien, nou kry jy nou aardrykskunde en Bybelkunde in een. Alles 2 vir die prys van 1. Is fantasties. Wat is 'n kolonie? 'n Kolonie in die Romeinse ryk was 'n strategiese stad of streek, want die Romeinse ryk was so wyd gestrek dat hulle plekke gekies het waar hulle mense aangestel het, eklesia, om die kultuur van die Romeinse ryk te vestig. So Korinthe is 'n hawestad, die ouens travel daardeur, almal wat daardeur travel sien die kultuur van die Romeinse ryk, boustyl, beelde, taal, al die kultuur sien hulle, sodat hulle kan onthou, okay, ons is deel van die Romeinse ryk, die keiser is die koning van die konings, dis hoekom ons dinge doen. Nou hoop ek jy connect nou die dots self, né? Toe jy in Jesus begin glo het, toe is dit eintlik God wat strategies mense kies. En hulle sy eklesia maak, saam. Is nie 600,000 eklesias in Afrika, Suid-Afrika nie, is 1 eklesia. Ons is saam sy eklesia. 'n Beweging van mense, wat sy koninkryk verteenwoordig, want Jesus is nou koning. En daarom vestig ons nou sy kultuur. Dis ons roeping. En dit is 'n proses. Want jy kan net iets vestig as jy dit is. Nee. So wat is die kultuur? Wat is die kultuur in God se eklesia? Mense, hierso het ons nou die jaar al baie gepraat. Want mense het snaakse maatstawwe as dit kom by God se dinge.
Die Korintiërs het dit ook gehad. Hulle het gedog die ouens wat in tale praat, ja, ons is geestelik. Nee, die ouens wat profeteer. Nee, die ouens wat vir mense bid dat hulle gesond word. Ja, is geestelike ouens. En Paulus druk die termometer in die gemeente eintlik nie. Eintlik het hy nuus gekry. En hy meet volwassenheid net aan een ding. Die liefde. Want wat het Jesus gesê? Jesus het gesê Johannes 13, 'n nuwe gebod gee ek julle. Nuwe koning, nuwe wet. Nuwe koning, nuwe wet, nuwe kultuur. Wat is die kultuur? Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. Baie eenvoudig. Kyk na die konings in hierdie wêreld. Kyk hoe hulle heers. En dan besef jy, ons wêreld het al hoe meer die koninkryk van God nodig. Nee. Sy kultuur. En dit is waarvoor ons geroep is. Maar dit is 'n proses. Ons het laasweek hier gekyk, dit is 'n proses wat Paulus vergelyk met 'n baba wat groei. Hy sê vir die Korintiërs gemeente, ek het vir julle melk gegee, soos 'n mens doen met klein kindertjies. Hy praat verder in hoofstuk 3 oor saad. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak. God gee groei. Dis 'n proses. Die kultuur van Christus se liefde vat tyd om te groei. Nou kan ek jou gou-gou uitnooi om hieroor te dink. Kan ek gou jou uitnooi om op 'n Sondagoggend hieroor te dink? Wat het God alles gedoen in die natuur? Kan jy gou dink aan alles wat nodig is sodat 'n saadjie kan groei? Baie goeders, né? Ek was in 'n tegniese skool. So ons nou nie biologie gehad nie, maar ek weet dis baie. Daar's baie goeders. Daar's die goed onder die grond wat jy glad nie sien nie. Ek weet daar's aardwurms, maar ek weet daar's baie ander goed ook. Alles wat God geskep het, die son, reën, hoe daai siklusse werk. Ek wil dis ingewikkeld. Die detail wat God geskep het, sodat 'n saadjie kan groei. Vat 'n mens, wat Paulus nou sê, jy is soos klein kindertjies. Alles wat God geskep het, ek wil dit is mos nou so, ek verstaan dat ouens in Gauteng dit nie lekker verstaan nie, maar ons wat hier by die see woon, omring hier in Eden, ons verstaan, God spesialiseer in groei. Dis sy ding daai. Nee, Paulus sê ek maak nat, of plant, maar God gee groei. So as ons dan nou sê, hier is 'n proses aan die gang in die eklesia van die Here. Dis 'n groeiproses. Vriend, nou wil ek jy moet mooi dink. Kan jy dink as God soveel gedoen het dat 'n saadjie kan groei? Hoeveel te meer het hy nie gedoen dat 'n gemeente kan groei? Want nou gaan dit oor sy koninkryk. Nou gaan dit oor sy naam. Sy naam is op die spel. Né? Ons is die huis van sy naam. Kan jy dink hoeveel God gedoen het sodat ons kan groei in die liefde van Christus? 2 Korintiërs 13 vers 13. Die genade van ons Here Jesus Christus. Kan jy vir 'n oomblik dink, God het soveel dinge geskep, dat 'n baba kan groei, dat 'n plantjie kan groei, maar toe God 'n gemeente wil laat groei, toe word God self 'n mens. Né? Jesus sê, ek stuur julle soos lammers onder wolwe, ons het hieroor gesels. Met ander woorde, daar's 'n kultuur in die wêreld, maar dis heeltemal anders as die kultuur van God se koninkryk. Wat doen Jesus? Hy word 'n mens en hy word 'n lam. En hy gee sy lewe sodat hy die wêreld kan oorwin. Sodat ons nou kan groei. Ons nou 'n ander kultuur kan vestig.
God word mens en hy gee sy lewe. Vriende, dit lyk vir my asof die Here nog meer gedoen het as met die skepping. Sodat ons kan groei. Dit lyk vir my, die Here het afgesjou met die skepping. Maar toe dit by sy kerk kom, toe gee hy sy alles. Sodat ons kan groei in die nuwe kultuur. Nou moet jy vra, maar hoekom groei ons nie? Kom ons sal die, is vir my snaaks, nee? Is vir my baie snaaks. Mense sal nooit as hulle by 'n dokter kom. En die dokter sê vir jou, okay, hier's nou wat jy met jou fout is. En hier's nou wat jy moet doen. Niemand gaan vir die dokter sê, jy's maar judgerig. Hoekom oordeel jy my so? Wie's jy om my te oordeel? Niemand sê sulke goed vir 'n dokter nie. Maar sit daai selfe ou nou in die kerk. Wel, hy is in die kerk, want hy is deel van die eklesia. En jy sê vir hom, ouens, luister, hier is wat nou in Korinthe gebeur. 4, 5 jaar nadat Paulus die gemeente geplant het, kom maar nuus by hom aan. Die gemeente is nie volwasse nie. Die baba het nie gegroei nie. Hy sê, ek het julle melk gegee, nie vaste kos nie, julle nog nie daartoe in staat nie. Selfs nou is julle nog nie daartoe in staat nie, want julle is steeds wêrelds. Waar daaronder julle afguns en onenigheid is julle dan nie wêrelds nie en gedra julle dan nie soos wêreldse mense nie. Elke keer as een van julle sê, ek is van Paulus en 'n ander een van Apollos, is julle nie wêreldse mense nie. Die ding wat hy uitlig, wat nie hoort nie, is mense hulle breek die eenheid en hulle is afgunstig, jaloers. As hy die brief oor die kultuur van die koninkryk, eintlik die kultuur van die koning skryf, 1 Korintiërs 13, is dit die eerste ding wat hy sê, liefde nie doen nie, liefde jaloers nie. Dis 'n gebrek aan liefde. Met ander woorde, die gemeente is nie volwasse nie. En jy kan dit nou as judgerig beleef, of jy kan dit beleef as 'n ouer wat omgee, as 'n dokter wat wil help. Maar hoe kan dit wees? Hoe kan dit wees dat God alles gegee het om te kan groei? En die gemeente het nie gegroei nie. En vriende, hier is maar die punt wat ek vanoggend wil maak. Wat die punt wat die Here gemaak het dwars deur van die begin af. As dit kom by groei, werk God saam met mense. So eenvoudig soos dit. Iemand plant, iemand maak nat. God gee groei. Ek kan nie 'n baba op sy eie los nie. Mense is nodig. Anders dan gaan die baba nie groei nie. Wanneer dit kom by die groei van die kultuur van Christus se liefde in 'n gemeente, werk God saam met jou. Jy's nie 'n toeskouer nie. Dis wat daai 2 Korintiërs 13 vers 13 sê. Die genade van ons Here Jesus Christus, wat God se liefde na ons toe gebring het, is nou die koinonia, as die Griekse woordjie, die vennootskap wat ons met die Heilige Gees het. Die Heilige Gees het van jou 'n vennoot gemaak, saam met baie ander vennote, maar hier's nie sleeping partners nie. Jy het 'n verantwoordelikheid. Jy het 'n verantwoordelikheid om deel te neem dat die liefde van Christus kan groei. Was iets wat Paulus in die deel sê wat treffend vir my is. Hy sê nie hier nie, 'n ander plek kan jy dit hoor, in ander plekke, maar hy sê dit nie hier nie. Hy sê nie hier, ons is die Here se saad nie. Hy sê ons is die Here se saailand. God wil iets in die wêreld laat groei, sy koninkryk. Die kultuur van sy koninkryk.
maar nou plant hy daai saad in die gemeente. Kan jy hoor, hy sê nie, julle is God se saailande nie. Né? Is nie jou stukkie grond daar in die hoekie en my stukkie grond nie. Maar bestaan nie so iets in die koninkryk. God het een saailand hier in die tuinroete, sy kerk. En hy het 'n saad geplant, Jesus, wat sy lewe gee. En nou moet daai koninkryk en kultuur groei. Aan die liefde wat julle vir mekaar het, sal die wêreld weet. Maar ek en jy is deel van die vennootskap. So kan ek jou vra, how's business? Hoe gaan dit? Ek vra nie hoe gaan dit met jou nie, want Paulus sê, een ou sê ek is van Apollos, ander ou ek is van Paulus, julle is wêrelds. Ek vra nie hoe gaan dit met jou nie. Ek vra hoe gaan dit met God se saailand? Is die grond gesond? Ek bedoel, vriende, jy kan 'n saadjie, 'n lemoensaadjie plant daar in Antarktika. Jy gaan hengse UV-ligte en ek weet nie wat jy alles gaan moet doen nie. Daar gaan 10 na 'n ruk ietsie uitkom. En miskien na 20 jaar gaan hy 'n millimeter lemoentjie hê. Of jy kan daai saad hier by die ewenaar plant. Dit gaan alles oor die grond. Is dit nie presies wat Jesus gesê het nie? Hy saai. Maar hoe is die grond? En ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor die Here om saam met hom te werk vir die kwaliteit van die gemeente. En as ons sê gemeente, is dit ons bediening, maar dis al die bedieninge. So wat kan jy doen? Wat kan jy doen? Wel, jy kan vrek baie doen. Ons het nou nie laasweek hieroor gepraat nie, maar in die Bybel is daar in Grieks 'n woordjie wat beteken mekaar en 59 keer in die briewe aan gemeentes. 59 keer word daai woordjie gebruik in 'n opdrag. Bid vir mekaar. Vergewe mekaar. Verdra mekaar. Wees vriendelik teenoor mekaar. Neem mekaar aan soos God in Christus julle aangeneem het. Vermaan mekaar. Mekaar aan mekaar. Daar's baie wat jy kan doen. Daar's baie. Ons het in Afrikaans 'n baie mooi spreekwoord, waar daar wil is daar weg. Daar's baie wat jy kan doen in 'n bediening, in 'n gemeente, dat die kwaliteit van die gemeente, die grond gesond is en God se liefde kan groei. Ek noem gou vinnig een ding, net een ding. OK? Het jy al gesien, as dit by groei kom, moet daar ritmes wees. In die natuur, die Here het ritmes, né? In 'n baba. Ek en Ricolet verskil nou. Sy sê Lisa was 7 maande koliek, ek weet dit was 3 jaar. En al was die ritmes hoe die mekaar, daar was ritmes. Né? Daar was net baie ander ritmes by. Deksels. Moes haar stoot met die pram op 'n vloer wat teels is, dan maar klik 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 klik. My skof was van 11:00 in die aand af. Klik 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 klik, want dis al wanneer sy ophou skree. Mense, ek ly nog aan skok. Maar daar was ritmes. Daar was ritmes. Enige iets wat groei, moet daar ritmes wees. Vat verantwoordelikheid vir jou ritmes. Wat se ritmes het jy wat maak dat jy help dat die gemeente in gesondheid groei? Jy kan ritmes hê met die woord.
Ritme met die woord. Dis wat ons nou doen. Ons het nou 'n ritme met die woord. Ons ontvang die woord. Maar wat kan jy doen om te groei in dit? Wel, jy kan miskien luister. Dis grappie. Stupid grappie. Ek weet julle luister. Ek sê sulke goed net om maar net want partyke dwaal ou se aandag mos nou. Nou hoor jy lag iemand hier langs en nou is jou aandag weer. So dis maar al, hoor. Ritmes met die woord. Maar ritmes met die woord, luister, onthou nou, daai tyd, daar was nie, jy kon nie by die huis Bybel lees, want daar was nie. Daar was nie Bybels by die huis nie. Ons het 'n baie groot voorreg. So, jy kon nie Paulus se brief, hy het nou 'n brief vir die Korinte gemeente geskryf. Okay ouens, hier's fotostats vir almal, lees by die huis. As jy kan nie. Jy moet saamkom om te hoor. Iets van die ritme met die woord, is dis wie ons is. Ons kom saam om die Here te aanbid, die koning te vier en om te hoor wat sê hy. Maar wat kan jy verder doen met daai ritme? Jy kan miskien by die huis ergens 10 minute vat en daaroor gaan dink. Die boodskap is online ook beskikbaar. Miskien weer daaroor dink. Kyk, kultuur, koninkryk, eklesia, ek. Ons het 'n kultuur gekweek waar mense elke week iets nuuts wil hoor. Nie julle nie. Ander mense. Maar weet jy, baie keer moet ons dieselfde ding oor en oor hoor, sodat dit iets kan wees wat ons nie net weet nie, maar word. En dis 'n ritme met die woord. Ritme met ander gelowiges. Het jy gesien, Jesus het sy lewe diep gedeel met 'n klein groepie, né? Vriende, hoe mekaar ons mekaar as ons mekaar glad nie eers ken nie? Hoe kan ek jou vergewe as ek jou nie ken nie? Ek wil die oomblik wat jy my leer ken, gaan jy my moet vergewe. Maar hoe doen jy dit as jy nie ergens in 'n kleiner groep is? Hoe doen jy dit? So gaan dink 'n bietjie oor jou ritmes. Waar is jy verbind aan ander gelowiges? Waar jy saam kan groei, waar jy kan mekaar dien mekaar, bid vir mekaar, waar julle saam, want hier's wat ek ondervind. Preke werkie. Dis wanneer mense preke hoor en daaroor begin praat. Dis wanneer mense praat en hulle bly goed in hulle eie woorde sit. Jy weet dit mos. Mense onthou nie wat jy sê nie, hulle onthou wat hulle self sê. Nee, nou verstaan jy baie dinge in die lewe, nee. Mense onthou nie wat jy sê nie, hulle onthou wat hulle self sê. So waar's daai spasie vir jou? Waar jy die guts kan vat, en kan waag om te sê, dis wat ek hoor. Ons lees nou hierdie teks, ons is nou besig met 1 Korintiërs 13 in ons disippelskapproses. Hier's wat ek hoor, hier's wat by my opkom. Waar praat jy? Ritme in groepe. Daar's so 'n kaartjie, hierdie is nie 'n advertensiebreekie. Daar's so 'n kaartjie op jou stoel. Vat hom huis toe en gaan dink oor wat kan jy doen? Is jy al in 'n groep? Is jy ergens aan ander gelowiges verbind? Ons het 'n klomp groepe wat hier dien op 'n Sondag. Die worship team en tegnies, die mense wat met die kinders help. Ons iServe span wat 'n klomp goed doen. Hulle neem foto's, hulle maak koffie en tee en water maak hulle nie, maar hulle sit die water daar en hulle doen 'n klomp goed. Dis die derde ritme, 'n ritme van diensbaarheid. As daar een ding is wat Jesus uitgelig het oor die kultuur van sy liefdeskoninkryk, wat anders is as die wêreld, dan is dit diensbaarheid. Toe hy die opdrag gee, 'n nuwe gebod gee ek julle, nuwe koning, nuwe koninkryk, nuwe wet, nuwe kultuur. Net voor dit, raai wat het hy gedoen? Wie kan raai? Johannes 13.
Die een ding wat niemand wou doen nie. Want dis gewoonlik net slawe wat dit doen. Voete van sy disippels gewas. Waar kan jy dien? So 'n klomp maniere van dien. As mense wat in 'n gebedsgroep is, hulle bid vir ons behoeftes, hulle bid vir die gemeente. Dis 'n manier van dien. As mense wat mense verwelkom, luister, hulle preek lank voor die diens begin. Preek hulle al die Here se liefde, die Here stel belang in jou. Welkom. Waar kan jy dien? Want dit gaan help, laat hierdie grond suurstof kry. En die saad wat God hier plant, groei. En die wêreld, hulle reap die benefits, want dis hoe ons God is. Die kerk is die enigste organisasie wat bestaan vir sy nie-lede. Ons is hier vir die wêreld, want so lief het God die wêreld gehad. So, net gou vinnig, dinge het toe baie erger geraak in Korintiërs, net vinnig, gou vinnig. Dit het erger geraak. Paulus skryf daai wonderlike brief. Hulle is so ontstel tot daai brief. Hulle sê vir Paulus, as jy weer kom, bring aanbevelingsbriewe saam, dat jy 'n apostel is, anders soek ons jou nie. Dinge het erger geraak. Hierdie gemeente was so vol van hulle self en so onvolwasse. Dinge raak net erger. In 2 Korintiërs 2 skryf Paulus dat hy vir Titus gestuur het om te gaan hoor hoe gaan dit nou, want toe het hy weer 'n brief geskryf. En nou kry hy nie vir Titus in Macedonië en Troas nie. Hy is so bekommerd, die Here het 'n deur oopgemaak, hy kan die evangelie verkondig, maar hy groet die mense en hy gaan soek vir Titus. 5 hoofstukke is 'n cliffhanger. Ons weet nie waar is Titus nie en ons weet nie wat dink Paulus nie en wat is aan die gebeur in Korinthe nie. 5 hoofstukke later, 2 Korintiërs 7, kry hy vir Titus goeie nuus. Die Korinthe gemeente het Paulus ter harte geneem, die woorde wat hy geskryf het, ter harte geneem. Hulle het vir Titus bemoedig, hy is so bemoedig, hy was op so 'n high, toe hy weg is by Korinthe, oor hoe dinge verander het, dat hy sommer vir Paulus bemoedig het. Hulle verlang nou na Paulus, hulle het besef, die enigste teken van volwassenheid is liefde, en ons gaan in dit moet groei. Maar iets het verander. Paulus sê, hy is jammer, sy briewe het hulle hartseer gemaak. Maar aan die ander kant is hy ook nie jammer nie. Want baie keer moet mense eers hartseer word, voordat hulle inkeer. Die droefheid wat van God afkom, bring 'n draai. En vriende, dis waarmee ons die hele 3 maande so ver besig is. Ergens moet daar 'n draai in ons koppe kom. Kerk gaan nie meer oor wat jy uit dit uit kan kry nie. Gaan nie oor wat ek uit kan kry nie. Ons is deur God strategies geroep vir die tuinroete. Ek is deel van 'n groep wat nou moet groei in 'n sekere kultuur. En ons het 'n kultuur in die kerk, net soos Korinthe. Mense is consumers. Ja, die worship is nou nie vir my vandag so lekker nie. Luister, dit gebeur nie hier nie, dit gebeur in 'n ander kerk. Worship was nou nie vandag so lekker nie. Wel, ons het jou nie geworship nie. So ek sê dit kras, maar dan moet 'n draai in ons koppe kom. In my kop. Ek is hier om te dien. Dis nie my gemeente nie. Jy mag nooit weer sê Gerard se kerk. Iets gaan jou tref. Ja. Mag dit nooit weer sê nie. Iets moet draai, mense. Iets moet draai. Né? Sodat ons die grond kan wees wat die vrug, en kan jy die Here se blydskap indink? Hy het sy lewe geplant.
Kan jy dink die vreugde van die Here as hierdie vrug, die vrug van sy liefde in sy kerk. En as ons dan nou sê kerk, dan sê ons die kerk van Jesus in die tuinroete. Al die bedieninge. Kan jy die Here se vreugde indink? Nou kom ons maak hom bly, man. Hæ? Ja. Kom ons maak hom bly. Kom ons maak hom bly. Ons wees lief vir mekaar. Dis hoe. Is eintlik nie so moeilik nie. Maar is vrek moeilik. Is nie complicated nie, maar is moeilik. Ja. Okay, dis dit.